Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir die genade wat U vir ons gegee het, dat ons ook vanoggend op hierdie wonderlike dag, die dag waar ons herdenk dat U U Seun vir ons gegee het, dat ons tot U kan nader en vir U ook ons lof en eer betoon vir die groot geskenk wat U Seun Jesus Christus vir ons gegee het. Gee ons die genade en die wysheid, dat ons ook vanoggend die ware boodskap van Kersfees sal raak sien en dat ons hierdie dag ook so sal vier en so sal herdenk. Ons wil U vra dat U ons sal lei deur die genade, dat ons ook as U kinders, U woord sal uitleef. Wees ook vanoggend met elkeen van ons, dat waar ons U woord hoor, dat die Heilige Gees in ons harte sal werk. Dat ons nie hierdie dinge ligtelik sal opneem nie, maar dat ons dit sal hoor en sal verstaan wat U vir ons sê, en dat ons lewens sal verander, soos wat U van ons vra. Ons wil ook vanmôre elke Christelike gemeente in die land en in die wêreld aan U opdra, waar daar ook Kersfees gevier word, dat die boodskap en die suiwere boodskap van ons verlossing vandag helder deur die wêreld sal klink, dat al is hierdie 'n dag wat deur die wêreld gekaap is, dat dit nog steeds sal dien as 'n getuienis tot U oorwinning. Ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, kom ons sing 'n loflied tot eer van die Here, Gesang 162. Daarvan sing ons vers 1, 2 en 3. Gesang 162, vers 1, 2 en 3. Onder die suiderkruis.
Broers en susters, ons gaan vanoggend saam lees uit die woord van die Here in Johannes 3. Johannes 3 gaan ons vanaf vers 16 lees tot vers 21. Ons gaan lees Johannes 3 vers 16 tot vers 21. Teksvers van die preek vanmôre gaan vers 16 wees. Johannes 3 vers 16 tot 21. Vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos, want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Tot sover. Ek lees weer vir ons die teksvers, vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Tot sover. Salig is elke een wat die woord van die Here hoor en dit in sy of haar hart bewaar. Broers en susters, waarna sien u die meeste uit met Kersfees? Dink bietjie hierdie Kersfees, waarna het u die meeste uitgesien? Mense het dalk uitgesien na ou Kersaand, kinders dalk wat persente gekry het daarna uitgesien. Ons het dalk uitgesien na familie wat kom kuier, wat van ver af kom, wat 'n mens al lanklaas gesien het. Maar waarna het ons die meeste uitgesien? Sommige mense sien dalk nie so uit na Kersfees nie, omdat dit vir hulle hartseer tyd is. Maar waarna is ons veronderstel om uit te sien? Wie van u kan vanmôre met eerlikheid sê dat u die meeste uitgesien het om vanmôre kerk toe te kom? Waaroor gaan Kersfees eintlik? Gaan dit oor familie, gaan dit oor vriende, of gaan dit oor Jesus Christus wat na die aarde toe gekom het? Want familie en vriende het niks te doen met Jesus Christus wat na die aarde toe gekom het nie. En die enigste manier hoe 'n mens eintlik Kersfees regtig kan vier is soos wat ons dit vanmôre doen om hier te sit en na die woord van die Here te luister. En daarom vra ek vanmôre na wat het ons regtig uitgesien, want ek is seker ek en Kluis, ons almal het nie regtig uitgesien na die erediens vanmôre nie. Ons het die meeste van ons dink, ag kom ons gaan nou kerk toe en ons kan nie wag tot dit verby is nie, dat ons kan huis toe gaan, sodat ons daar tussen ons vriende en familie kan kuier. En ander weer van ons wat dalk geliefdes verloor het, wat dalk nou in hierdie tyd verlang, wat nou weer glad nie uitsien na Kersfees nie. Dis 'n tyd van hartseer omdat ons alleen voel. 'n dag wat ons nie met blydskap kan ervaar nie. Nou, vir sommige van ons is dit moontlik om selfs verby die hartseer te kyk, maar vir ander mense is dit byna onmoontlik. Ons verlang na 'n geliefde wat afgesterf het, omdat ons op die dag alleen is. Ons is bekommerd en hartseer. En hierdie dinge verblind ons so, dat ons die ware boodskap van Kersfees vergeet. Want Kersfees het eintlik niks met vriende of familie te doen nie.
of ons na hulle verlang omdat hulle weg is, of ons met blydskap uitsien na hulle kuier. Maar as ons werklik die ware boodskap van Kersfees herdenk, en nie soos wat die wêreld hom vir ons uitbeeld nie, maar werklik na die ware boodskap van Kersfees kyk, dan sal geen hartseer, geen blydskap, geen ongeluk, geen geluk eintlik vir ons enige iets kan beteken op Kersfees, as ons die groot boodskap van Kersfees eintlik raak sien nie. As ons bietjie die oogklappe van ons emosies afhaal en verby kyk, verby wat die wêreld sê Kersfees, verby vriende en familie, en kyk na wat Kersfees regtig is. Want weet u wat? Die boodskap van Kersfees verkondig 'n boodskap wat alle hartseer, alle seer, alle eensaamheid kan wegneem. Die boodskap van Kersfees verkondig 'n boodskap wat veel meer vreugde bring as enige geliefdes wat ons lanklaas gesien het, wat veel meer blydskap en opgewondenheid bring as wat enige familie of kinders of wie ook al of geskenk vir ons kan gee. So kom ons haal vanoggend bietjie ons wêreldse oogklappe af en ons kyk bietjie wat God vanoggend vir ons deur die boodskap van Kersfees kom vertel. Nou wanneer ons hierdie gedeelte lees, dit is seker een van die mees bekende gedeeltes in die wêreld. Toe ek as 'n kind op skool was dit die heel eerste Bybelversie wat die juffrou vir ons geleer het. En meeste mense ken hierdie Bybelversie uit hulle koppe en uit hulle harte, want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen of dat hy sy seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hierdie vers is een van die mooiste verse in die Bybel wat die mooiste boodskap aan ons verkondig. Maar nie net is hierdie vers so mooi en ons almal ken hom nie, en wanneer ons hierdie versie in 'n SMS kry, stuur ons hom maklik aan sonder om eers 2 keer daaroor te dink. Maar hierdie vers, Johannes 3 vers 16, is eintlik die vers in die Bybel wat die Christelike godsdiens onderskei van elke liewe godsdiens in die wêreld. As ons kyk na hoe ander godsdienste glo en dink, dan is elke godsdiens in die wêreld daar is basies die afgod wat hulle aanbid, vra amper vir jou, wat kan jy vir my doen? Wat kan jy vir jou God doen? Terwyl Johannes 3 vers 16 sê iets heeltemal anders. Johannes 3 vers 16, wat die belangrikste vers in die Bybel is, of bekendste vers in die Bybel is, kom nie en vra vir jou, wat kan jy vir die Here doen nie? Maar hy kom en hy sê vir jou, wat het die Here vir jou gedoen? Hy het sy seun gestuur, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit bring die boodskap van God se liefde. Hoe groot dit is en hoe wyd dit is. Hoe hy niks meer verwag het nie, maar eers gegee het. Daarom is die ware boodskap van Kersfees dan 'n boodskap wat selfs die seerste hartseer van alleenheid kan genees. Die ware boodskap van Kersfees kan seker nie beter opgesom word as hierdie vers nie. Want so lief het God die wêreld gehad. Dit is woorde wat vir ons altyd so mooi is en wat ons nooit sal vergeet nie. Maar hierdie woorde sê vir ons iets wat ons nie altyd besef nie. Want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat in hom glo, Kom ek vra vir u die vraag so, ek stel hom so 'n bietjie anders. Glo jy dat God jou lief het? Glo jy werklik dat God jou lief het? As
iemand die vraag aan ons stel, sal ons almal sekerlik dadelik sê, ja, ek glo God het my lief, maar glo jy werklik dat God jou lief het? Lewe jy 'n lewe waarin mens kan sê, ek lewe op hierdie spesifieke manier, want ek weet God het my lief? Maar die helfte van ons, indien nie almal van ons, weet ook nie altyd, of besef nie altyd nie, ons hoor die woorde, maar ons besef dit nie, hoe hierdie liefde lyk wat God vir ons het nie. Ons glo God het ons lief, en as ons vra, hoe lief het God jou? Kan ons die woorde sê? Maar kan ons dit werklik vertel? Kan ons dit werklik ons eie maak? Hoe lyk God se liefde? Wanneer God sê dat hy die wêreld so lief het, hoe lief het hy die wêreld? God het nie die wêreld halfpad lief, of gedeeltelik lief, of 'n stukkie lief, of net op sekere dae soos Kersfees lief nie. Hy het die wêreld lief, ook nie lief, omdat die wêreld iets aan hom gee nie. Wat het die wêreld vir die Here gegee om sy liefde by hom te koop? Broers en susters, dink eintlik maar net in watter moeilikheid ons sou gewees het, as Johannes 3 vers 16 gesê het, want God het die wêreld lief gehad, omdat die wêreld so besonders was. Of God het die wêreld lief gehad, want die wêreld het sy liefde gekoop. Net in wat 'n moeilikheid sou ons vanmôre gewees het, want as dit so was, wie sou aan ons sou die liefde van God kon bekostig? In 1 Korintiërs 13 vers 5 word daar vir ons verduidelik hoe liefde lyk. Nou daar word ook 'n hele paar dinge gesê van liefde, maar daar is ons een sinnetjie in 1 Korintiërs 13 vers 5 wat mooi beskryf hoe God se liefde lyk. Daar word gesê dat die liefde soek nie sy eie belang nie. Dit word nie verbitterd nie en reken die kwaad nie toe nie. Dis wat liefde is volgens daardie vers. En daarmee kan ons eintlik sê, genadiglik is dit hoe liefde lyk. Genadiglik is liefde iets wat nie gekoop kan word nie. Want God het ons so lief gehad, dat God nie sy eie belang gesoek het nie. Maar God het jou belang gesoek. Met ander woorde, God het die wêreld so lief gehad, dat hy nie omgegee het wat homself oorkom nie. Solank hy sy liefde aan jou kan bewys. Dis hoe lief God die wêreld gehad. God het nie sy eie belang gesoek nie. Toe die Here vir Jesus Christus na die aarde toe gekom het, het hy hiernatoe gekom met sy eie belang. Hy het nie hiernatoe gekom omdat hy ietsie kon kry om aan die kruis te sterf nie. Wie was die enigstes wat sou baat as hy aan die kruis sterf en die dood oorwin? God is nie iemand wat kan sterf nie, so wat sal God baat om die dood te oorwin? God soek nie sy eie belang nie. Hy sterf aan die kruis vir jou belang, vir my belang. Terwille van ons. Ook soos wat die liefde nie verbitterd raak nie, kom die Here en hy word nie verbitterd nie. Dag na dag sondig ons teen hom. Hy kom vir ons belang en hy sterf aan die kruis. En hy staan uit die dood uit op vir jou. En dan kom ons en ons sondig teen hom, ons vergeet van hom, hy is nie die belangrikste in ons lewe nie. Ons kom en ons herdenk die dag wat hy gekom het, en ons sien uit na Kersfees, soos wat die wêreld dit uitbeeld, en ons sien nie uit daarna om die Here te aanbid op hierdie dag nie. Maar die Here word nie verbitter daaroor nie, hy word dalk ongelukkig en kwaad daaroor, maar nie verbitterd nie. En wanneer ons al hierdie sonde doen en die volgende gedeelte sê dat die liefde reken die kwaad nie toe nie, dis seker eintlik die belangrikste gedeelte van die liefde
wat ons as mense betref. Want wat baat dit God dat ons gered word? Want jy sien, die mensdom het 'n geskiedenis waarin ons in afskuwelike opstand teen die Here kom, aanhoudend. Wat ons leef soos wat die Here wat ons waarlik lief het ons gevra het om nie te leef nie, wat ons dinge doen wat 'n mens nie aan iemand doen wat jy lief het nie. Maar tog, luister ons nie daarna nie, ons gee nie ag op die Here nie. En te midde daarvan kom die Here en hy reken ons daardie kwaad nie toe nie. Inteendeel, as ons terugkyk, kom die Here Jesus Christus na die aarde toe, juis om seker te maak dat die kwaad ons nie toegereken word. Want hy kom en hy sterf aan die kruis en hy staan uit die dood uit op, om vir ons hierdie oorwinning te gee. Om vir ons te sê, ek het jou so lief gehad, want so lief het God die wêreld gehad, so lief het God jou gehad, dat hy die kwaad wat jy gedoen het, nie toegereken het, maar dit op homself geneem het, sodat jy vergewe kan word. In plaas daarvan dat God ons so lief gehad het, dat hy sy seun gestuur het, om aan die kruis te sterf, uit sy eie belang, het hy gekom, en hy sterf aan die kruis, terwille van jou. Wat dink u het God by ons gekry, die dag toe Jesus aan die kruis sterf? Wat dink ons, het God van ons nodig gehad, dat hy aan die kruis sterf? Die skepper van die hemel en aarde, wat net 'n woord kan spreek, en hy kan enige iets vorm. Dis wie hy is. Hy hoef net te praat, en die wêreld was daar. Wat het hy van ons nodig? En 1 Korintiërs 13 stel dit vir ons, as antwoord op Johannes 3 vers 16, die liefde soek nie sy eie belang nie. God het lief. Dis al, so lief, dat hy bereid is om aan die kruis te sterf. Dat hy bereid is om die grootste veldslag, die grootste oorwinning in die geskiedenis van die ganse skepping te behaal. Dat hy bereid is om so groot daad te doen, wat alleenlik vergelykbaar is met die skepping self. Om nuwe lewe te blaas in 'n klomp mense wat dood is. Dis hoekom hy dit gedoen het. Uit ware en opregte liefde. Hy het dit gedoen sodat ons vergewe kan word, sodat ons gered kan word. Sodat ons weer voor hom kan staan. Want so lief het God die wêreld gehad. Hy het ons nie net so lief gehad dat hy vir ons sondes vergewe het ten koste van sy lewe nie. Sy liefde gaan selfs verder as dit. Hy vergewe nie net ons sondes, hy sê nou dat jy gered, nou is jy reg nie. Dis hoe iemand maak wat jou bietjie lief het. Hy vergewe jou skuld. Iemand wat dalk iets aan jou skuld, as jy hom vir jou sy skuld afskryf, dan is dit omdat jy hom bietjie lief het. Maar die Here het ons nie bietjie lief nie. Hy het ons heeltemal lief. Hy vergewe nie net ons sondes nie. En hy kom wys vir ons hoe werk die liefde. Want met sy opstanding uit die dood uit en die oorwinning wat hy behaal het en die skuld wat hy vergewe het, kom hy nog ver en hy bied vir elkeen van sy kinders nog die ewige lewe. Met ander woorde, as jy glo in God die Vader, glo in sy genade, dan kom die Here en hy sê vir jou, jy is vergewe. Maar dis nie al nie, daar is nog baie meer. Hy kom na jou toe en sê vir jou, nie net is jy vergewe nie, maar ek gee vir jou baie meer as wat jy verdien het. Ek gee vir jou die ewige lewe, ek gee vir jou alles wat jy veronderstel is om nie te hê nie. Blydskap, vrede, geluk, oneindigheid, ewige lewe, gee hy aan ons.
Wat sou God tog hierby kon baat? Maar broers en susters, niks. Al wat hy hierby kon baat, was sy oneindige liefde vir jou. Dis al wat hy kon baat, was om sy liefde vir jou te kan gee. Daarom vra ek vanmôre vir u wat ek in die begin gevra het. Glo u dat God jou lief het? Glo jy regtig dat God jou lief het? Kom, ek stel die vraag net so 'n bietjie anders. Het jy God werklik lief? Want dit bring ons nou eers by die ware boodskap van Kersfees. Baie mense dink dat God niks en niemand anders is wat net van ons heeltyd ons wense waarmaak nie. En mense raak kwaad wanneer God nie vir hulle gee wat hulle wil hê nie. En dan kan ons sê, maar God gee klaar. Kyk wat het hy gegee. God het ons lief. Kyk hoeveel gee hy vir ons. En is waar, God het lief en hy gee. Maar die vraag is, het jy God lief? Maar broers en susters, dis nie hoe liefde werk nie. Liefde werk in 2 maniere. 1 Korintiërs 13 vers 5 sê dat die liefde is nie toornig nie, of die liefde is nie iets wat jy heeltyd wil soek nie. En is nie selfsugtig nie. Dit is iets wat jy gee. En ja, God het ons waarlik lief en hy gee. Maar as jy die Here ook waarlik lief het, sal jy so teen die Here optree. Die Here vra vir ons eintlik net om te glo dat ons hom lief het. En dit impliseer dat ons lewe soos wanneer ons hom lief het. En in die liefde moet ons erken wat hy reeds vir ons gedoen het. En wanneer ons erken wat hy reeds vir ons gedoen het, kan ons nie anders as om in ons liefde voor die Here te staan en vra, Here, wat wil U hê moet ons doen? En met opgewondenheid met hierdie dag te sê, vandag is die dag wat die Here vir ons gegee het om sy geboorte te herdenk. Vandag is hierdie dag en dis nie sommer net 'n dag nie. Dis 'n wonderlike dag waarin ons terugdink hoe ons Here Jesus Christus hier in 'n stal gebore is in 'n krib. Waarin God aan ons sy liefde geopenbaar het. 'n dag waarna ons moet uitsien vir die enigste rede is dat hy sy seun vir ons gegee het. Dis waaroor Kersfees gaan. Oor niks anders nie. Ja, ons kan dit geniet as ons familie kom kuier en ons kan ons families bymekaar bring. En ons kan met hartseer verlang na die wat nie daar is nie. Maar broers en susters, hierdie boodskap van Kersfees is soveel groter as dit. Die boodskap van Kersfees sê vir jou, jy is nie alleen nie. God het jou so lief gehad, dat hy sy lewe gegee het, om jou vry te koop. Dis hoe lief God jou gehad het. En ons moet ons oogklappe afhaal wat ons aansit, wat deur die wêreld van ons aangesit word om te sê, Kersfees gaan oor koop en verkoop, dit gaan oor geskenke, dit gaan oor geliefdes. Kyk maar, sit maar vanaand weer die nuus aan, waar hulle 10-1 weer blykbaar besef het, dis Kersfees en weer op die nuus gaan hê, dis vandag Kersfees, ons het dit nie geweet nie. En dan vra hulle vir almal, wat is Kersfees vir hulle? Wat sê die meeste mense? Vriende, same zijn, by mekaar wees, familie. Dit het niks met Kersfees te doen nie. Nie eers soveel. Ja, dit is goed om by mekaar te wees. Dit is goed. Maar dit het niks met Kersfees te doen nie. Die enigste boodskap van Kersfees is, daar is 'n kind gebore. Jesus Christus, die Messias.
En hy het gekom om ons van ons sondes te vergewe. En hierdie boodskap bring vir ons soveel vertroosting. Ek was dood gewees, nou lewe ek. Ek was verlore, maar is gevind. Ek was alleen. Ek was hartseer. Maar nou het ek God gevind. Nou is ek vertroos. Daarin moet ons lewe. Hierdie boodskap van Kersfees is soos veelzeggend. Dit beïnvloed elke liewe aspek van ons lewens. Ons herdenk vandag, een dag in die jaar, van Jesus Christus se geboorte. Maar weet jy wat? Hierdie een dag wat ons herdenk eintlik iets wat jou ganse lewe verander het. Jy is nie dieselfde persoon wat jy was nie, omdat die Here Jesus Christus gebore is, omdat hy aan die kruis gesterf het, omdat hy uit die dood uit opgestaan het. Dis wie hy is. En jy is nie dieselfde persoon nie. Daarom moet ons vandag ophou om vas te kyk in alles. As jy werklik glo dat God jou lief het, wat is daar om te vrees? 'n Ouer sal tog nie slegte dinge oor sy kind laat kom nie. Ja, ouer sal dalk soms sy kind laat seer kry, sodat hy iets daaruit kan leer. Sal hom dalk self soms 'n pak slaag gee. Maar as 'n ouer werklik sy kind lief het, sal hy nooit dat hy ondergaan nie. Hy sal altyd daar wees om hom reg te help, om hom op te tel. En so is die Here. As jy glo God het jou lief, hoe kan jy ooit alleen voel? As jy glo God het jou lief, hoe kan ons nie uitsien om hierdie dag op die regte manier te herdenk nie? Hoe kan ons nie daarna uitsien om in 'n gesprek met die Here te tree op Kersdag, om vir hom hier by mekaar te kom en vir die Here te sê, Here, dankie dat U vir ons na die aarde toe gekom het, dat hy sy seun gestuur het. Dankie daarvoor. Hoe kan ons nie anders as om dit te sê? Hoe kan dit wat ons nou hier het, nie die hoogtepunt van jou dag wees nie? Want God het jou lief. Niemand anders kan jou eers amper so lief hê soos God. Jou familie het jou lief, nie soos God nie. Jy het jou vriende en families wat dalk nie hier is nie, of wat dalk ver is, lief, maar nie soos God nie. 'n Mens verlang dalk, maar daardie verlange is nie die liefde van God nie. Moenie vandag vaskyk in menslike faktore. Of moenie vaskyk in menslike emosies en begeertes nie. Al wat ons eintlik vandag moet herdenk, is God het my lief. Dis al. En moet jy net die woorde herhaal. Glo, God het jou lief. Want eers wanneer jy glo God het jou lief, dan eers kan jy God lief hê. En dan sal niks anders in die wêreld saak maak nie. Dan eers hoef ons oor niks te bekommer. Want God het jou lief. En hy is oneindig groot. Sy liefde is oneindig. En niemand, nie eers die persoon wat vir jou die liefste is, kan jou eers amper so lief hê, soos wat God jou lief het nie. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ons wil U dank vir die groot en wonderlike genade wat U vir ons gegee het, dat ons vandag hierdie dag kan herdenk. Vergewe ons waar ons nie altyd glo dat U ons lief het nie. Werk dan ook vandag so in ons harte dat ons sal besef, U het ons lief oneindiglik, groter en meer en beter as wat enige iemand ons ooit kan lief hê. Gebruik ons dan ook vandag as U getuies om 'n getuienis uit te lewer van hoe om hierdie dag te herdenk. Dat ons vandag met blydskap hier sal uitstap en sal besef, hierdie is nie net die hoogtepunt van ons dag nie, maar dat enige samesyn met U die hoogtepunt van ons lewe is.
Ons dank U vir al die genade wat U ons gegee het en ons vra dat U ons sal lei deur die Gees en ons sal dra, sodat ons sal vashou aan U genade. Ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die naam van Jesus Christus, wat ons waarlik liefhet, met die boodskap van Kersfees. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord op die woord van die Here deur om saam te sing, Gesang 162, Gesang 100, nee, ekskuus, is nie 162 nie, 137, ekskuus, 162 is wat ons nou gesing het, 137, Gesang 137, dit is net een vers, kom ons sing hom dan 2 keer deur, Gesang 137, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het en gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Gesang 137, vers, ja, ekskuus, nou wil ek al sê vers 1 en 2. Gesang 137, 1 vers 2 keer. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God deur die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen.